Radio Fynbos luisteraars en Hessequa inwoners. Ons gaan nou in gesprek gaan met meneer Rian Malan. Hy is van Senior Toerisme en Ontwikkelings, die koördineerder daarvan by Hessequa munisipaliteit. Goeiemôre Rian. Goeiemôre Leonie en goeiemôre aan al die luisteraars. Dankie vir die uitnodiging en dit is absoluut 'n plesier om lekker te kan gesels hier op Radio Fynbos. Ja Rian, ons is regtig bevoorreg in jou besige skedule hoor, om so tydjie te kry. Baie dankie daarvoor. Nou, ons gesels vandag met meneer Malan oor die verskeie inisiatiewe wat Hessequa Toerisme aanpak. Dit sluit dan in 'n mondvol, soos die bywonings-uitstallings, ondersteuningsprogramme en dan gaan ons selfs ook gesels oor ietsie van die Pampoenfees. Meneer Malan, kan jy bietjie vir ons meer vertel van opkomende feeste, lekker gebeure wat gaan plaasvind in ons Hessequa area? Absoluut. So Hessequa Toerisme bied jaarliks 'n ondersteuningsprogram aan en vir die volgende 4 weke gaan daar hoofsaaklik 3 groot events plaasvind wat ons natuurlike borg van is. Die eerste event, baie belangrik, is die Heidelberg Groot Pampoenfees wat plaasvind vanaf die 26ste tot en met die 28ste Maart. So dit is eintlik al reeds, dit begin hierdie naweek, hierdie week. So die Groot Pampoenfees maak gereed vir golfdag, volleybal en dan natuurlik die inweeg van die Groot Pampoen. Daar sal ook natuurlik lekker familievriendelike vermaakfees in die vorm van musiekoptredes en dan ook 'n verskeidenheid van stalletjies. Ek dink wel die hoogtepunt van hierdie event is natuurlik die inweeg van die Groot Pampoene wat dan sal plaasvind van Saterdagmiddag af vanaf 4:00 tot ongeveer so 6:30 die namiddag. Ek dink dat hierdie event erg spesiaal maak is dat verlede jaar daar eintlik 'n Suid-Afrikaanse rekord sowel as 'n suidelike halfrond rekord opgestel was vir die swaarste pampoen. So ek dink die vraag op almal se lippe sal wees, gaan daar van die jaar weer 'n nuwe rekord wees. Ek dink ons almal moet wag tot en met Saterdag om uit te vind. Daar sê meneer Malan, ek is seker niemand van ons is koue pampoene nie en ons gaan opdaag om te kyk as daardie pampoen ingeweeg word. Baie interessant. Ek wil ook dan noem 'n tweede en 'n derde event. Die tweede event is ook die Landbou Oudten Skool se rugbyweek. Dit skop af vanaf die 27ste en die rugbyweek is eintlik 'n borg toernooi ook deur die Klein Karoo Saad Produksie netwerk. En dit word al reeds jare aangebied en dit is een van die grootste hoërskool rugby weektoernooie binne Suid-Afrika. Tydens hierdie toernooi ontvang Ribbersdal ongeveer so 32 skole van die onder 19 groep van reg oor die land, moet ek bysê, wat ons area besoek. En ek dink dit is 'n ekonomiese inspuiting ook natuurlik vir die Hessequa gebied in sy totaliteit. So ons is regtig opgewonde oor die toernooi wat gaan afkom, ook volgende week. En weer eens, ons is ook dankbaar en trots daarop as 'n toerisme eenheid om ook as 'n borg te kan deel vorm van hierdie event. Dit is absoluut fantasties dan. Ja, en die derde een dan? Fantastiese derde event wat ek graag ook net wil beklemtoon is eintlik 'n nuwer event. Dit is in sy tweede bestaanjaar. Dit is die Ultra Trail Sleeping Beauty en dit vind plaas op Saterdag die 11de April.
Nou, wat hierdie event regtig spesiaal maak is die feit dat dit 4 kategorieë hoofsaaklik dek. En dit strek natuurlik oor die welbekende slapende Skoonheid Bergpiek as ook die aangrensende kristalkloof areas wat vir jare en jare eintlik toegegroeid was. So iets spesiaals omtrent hierdie event, hulle het verlede jaar begin in samewerking met toerisme en State Nature en ander rolspelers soos die GCBR, die Gourits Vlakte Biosfeer Reserve, as ook die Riversdal voortrekkers en dan ook nog privaat vernote. So wat hierdie groep gedoen het, dan het ongeveer 20 kilometer van routes verlede jaar skoongemaak en die eerste event baie suksesvol aangebied en dan vanjaar, die 11de April is dit natuurlik terug en kan almal uitsien na 'n 10 kilometer route, 20 kilometer route, 40 kilometer route, as ook die uitdagende 65 kilometer route. En ek wil spesifiek beklemtoon dat die 10 kilometer route 'n baie maklike en ook pragtige route is en dit is gepas vir drywers so jonk as 10 jaar. Die hoogte wat hierdie route spesifiek klim is omtrent 200 meter bo seevlak, so dis regtig maklik genoeg. Ek wil hom vir alle fiksheidvlakke en dan natuurlik die 20 kilometer route, dis heel perfek vir beginners, vir die wat regtig 'n belangstelling het aan trailruns, en ja, die route strek oor 20 kilometer en dit klim 'n hoogte van ongeveer so 450 meter bo seevlak. En hierdie route is eintlik gepas vir deelnemers 16 jaar en ouer. En dan Leonie, die 40 en die 65 kilometer, ek wil dit beklemtoon, hierdie twee routes is spesifiek vir die meer ervare trailrun. Dit strek oor hoogtes van 1700 meter plus. So dit is regtig uitdagend en dit is ook natuurlik 'n afsny punt van 12 ure vir die 40 kilometer en 16 ure vir die 65 kilometer onderskeidelik. Sjoe meneer Malan, dit klink regtig goed en dat almal hulle tekkies nou maar kan regkry en so vir interessantheid. En by watter een gaan ons vir u sien, watter afdeling? Ek dink ek sal nog onder die sosiale drywers, so ek sal in alle waarskynlikheid, as ek sal inskryf, dit sal die slegste 10 kilometer wees. Nou maar ja, hulle sê as daar die goed gaan mens byt, nee, dan hou dit ook nie op nie. So dit gaan net al hoe beter raak. Maar ja, van ons kant af baie sukses ook met daardie dan. En dan is daar ook, meneer Malan, ondersteuningsprogramme wat Hesekwa Toerisme aanbied. Kan u vir ons bietjie meer vertel van hierdie programme? Absoluut. Kyk, daar is hoofsaaklik 3 programme en ek sal graag wil fokus op 2. Ek sal die derde een sal ek so vlugtig aanraak. Maar die 2 wat ek op wil fokus, dit is 2 programme wat in April maand geadverteer gaan word. So is belangrik dat luisteraars regtig aandag skenk daaraan. Die eerste ene is ons events ondersteuningsprogram. So 'n event support program. En dit is nou 'n instelling vir Hesekwa munisipaliteit en Hesekwa Toerisme. Hierdie program help plaaslike events. Alle events wat plaasvind binne Hesekwa is welkom om aansoek te doen. Die aansoeker mag van buite Hesekwa ook wees, maar die event self moet binne Hesekwa plaasvind. So hierdie program help onder andere programme soos die Pampoenfees Heidaglik program, soos die Ultra Trail Sleep and Beauty wat ek genoem het, en dan ook plaaslike programme soos die jaarlikse Stil by Touchies. Ons was verlede jaar ook 'n borg daarvan.
So Ja. dit is klein events, dit is die grootste events moontlik wat kan aansoek doen, so ek wil graag almal uitnooi om hulle oë oop te hou. Die 24ste April sal hierdie program amptelik geadverteer word. Dit sal op ons sosiale media wees, op ons webtuiste, op die munisipaliteit se sosiale media en webtuiste, en ons sal ook 'n inskrywing doen of 'n advertensie kennisgewing plaas by die Suid-Kaap Forum. Ja. Dan die tweede ondersteuningsprogram, en dit is eintlik een van ons nuutstes. Dit is wat ons noem die Issaquah Toerisme Produkontwikkelingsfonds. En dit is nou 'n mondvol, maar essensieel, dit is die program wat ons graag daar gestel het, waarby bestaande toerisme besighede as ook entrepreneurs kan by inskakel en voordeel van trek. So hierdie program, hierdie Issaquah Munisipale Raad in 2024 goedgekeur en ons het dit verlede jaar 2025 vir die eerste keer uitgerol. So van die jaar se program sal die tweede daarvan wees. Wat lekker was, wat lekker is van hierdie program, dit help 'n verskeidenheid van aspekte. Akkommodasie besighede kan aansoek doen om hulle jaarlikse stergraderingssertifikaat te bekom. Toergids of entrepreneur wat sy toergidskwalifikasie voltooi het, kan aansoek doen by ons om akkreditasie te kry. 'n Restaurant kan aansoek doen om vir argumentsentale by 'n professionele liggaam soos 'n TEMSA of 'n SATSA aan te sluit. Toerisme besighede oor die algemeen wat die gasvryheidssektor insluit, kan aansoek doen by hierdie program om verskeie uitstallings en skoue by te woon. So dit is regtig 'n program wat alles insluit, en dan natuurlik 'n privaat fasiliteit is 'n natuurreservaat kan ook inskakel by die program om instandhouding te doen van bestaande staproetes, en dit sluit ook natuurlik tekens en borde en wat op die routes is. So dit is regtig 'n omvattende program waarby elke liewe toerisme en gasvryheidsbesigheid en entrepreneur regtig kan by inskakel. Soos ek genoem het, die program skop amptelik af by aansoeke die 24ste April, en dan sal daardie aansoeke van toepassing wees op die 2026-2027 finansiële jaar van die Issaquah Munisipaliteit. Ja, dit is werklik 'n wonderlike geleentheid wat julle ook so bied. Absoluut. We hou nie die derde program of derde inisiatief wat ek graag net vlugtig wil aanraak. Ek weet baie luisteraars as ook besighede en entrepreneurs daar buite is bekend met die inisiatief, en dit is ook dat ons van 'n toerisme oogpunt onlangs met SETFA verskillende inligtingsessies gestel het in ons onderskeie dorpe, waarvan Stilbaai en Jacobsfontein beide sessies gehuisves het. Ek noem hier die program, want dit is 'n entrepreneursontwikkelings- en ondersteuningsprogram waarby SETFA uitgekom het by ons streek, inligtingssessies gehou het, en daar die volgende stap eintlik nou die konsultasies of individuele konsultasiesessies sal wees. So ons sal met begunstigdes ook daar kommunikeer in die komende dae, tot 2 weke, om met die datums en logistiek omtrent die program ook te kommunikeer. Ja, so die mense kan uitkyk na dit ook. En meneer Malan, ek dink as ek hierdie vraag vra, wat is Issaquah Toerisme se funksie? Dan is dit regtig namens al die inwoners en die luisteraars. So wat is die toerisme funksie van Issaquah dan asseblief? So ek dink ons kan die toerisme funksie in 2 verdeel. So die een gedeelte is die bevordering van die bestemming, so dit is die bemarkingskomponent,
En dan die tweede gedeelte is die ontwikkeling van die gasvryheid en toerisme sektor. Wanneer ons gaan kyk na die bemarkingsfunksie, dan sluit dit klassiek geleenthede en inisiatiewe in, soos die bywoning van uitstallings, om toerisme inligting beskikbaar te stel en te versprei, om toerisme gebeure of events te ondersteun, asook skakeling met bestaande inisiatiewe wat nie noodwendig direk vanaf die toerisme kantore gedryf word nie, maar wat eksterne inisiatiewe is, byvoorbeeld wanneer 'n persoon die area wil film, en dan dit op so 'n manier as 'n toerisme inisiatief ook te ondersteun. As ons gaan kyk na die ontwikkelingskomponent, dit sluit klassiek programme en inisiatiewe in, soos die ondersteuning van padtekens, ondersteuningsprogramme soos die ontwikkelingsfonds wat ek genoem het, vaardigheidsontwikkelingsprogramme en opleiding, dit sluit ook in strategieë en toerismeplanne, en dan baie belangrik ook toerismeprotokol. Dit is meer aan 'n interne vlak. So ja, dit is hoofsaaklik op daardie twee bene gebaseer. En baie dankie ook vir daardie inligting, meneer Malan. En dan wil ek u vra, watter terugvoering kan gebied word van die Kyk Net Buite Expo? So ja, ek is opgewonde om te noem, soos vele van ons toerisme rolspelers weet, ons het die toerisme het die Kyk Net Buite Expo in Mamasbury bygewoon, vanaf die 13de tot en met die 15de Maart. En ek kan graag noem, van die jaar se expo het meer as 20.000 voete gelok. Sure. En ek meen, dit is fenomenaal, dit is ongeveer 1000 meer as verlede jaar, so daar is definitief groei in daardie expo. Wat die expo belangrik maak vir Issaquah spesifiek, dit is in Mamasbury, wat net 'n 30 km per 30 minute rit vanaf die Kaapse metropool is. Dit is juist die Kaapse metropool wat een van ons grootste markte verteenwoordig. So ons het direkte skakeling gehad met die vakansiegangers wat eintlik 'n belangstelling het, as ook vakansiegangers wat al reeds vakansie hou binne Issaquah. So ons het ons toerismebrosjures versprei, ons het gratis geskenkies uitgedeel, pryse uitgedeel wat geskenk was deur van ons vernuwenders, soos Cape Nature, die Garden Road Game Lodge, en dan ook die Gaurikwa Natuurreservaat. So baie dankie aan daardie drie entiteite vir hulle skenkings en altyd hulle ondersteuning ook natuurlik aan Issaquah toerisme. As jy mens gaan kyk na Robert, die interaksies wat ons gehad het, ek skat dat ons oor 200 mense gesels het oor die spasie van daardie naweek, maar ek kan reg noem, persone is opgewonde om heel eers te praat oor Issaquah. Ons het met vele gesels wat jarelange besoekers aan ons streek is en met lof praat van hoe goed onderhoud die karavaanparke en die area is. Het is altyd lekker om sulke komplimente te hoor. Ja. Dan het ons ook baie belangrik gesels met persone wat vir die eerste keer van ons area hoor en absoluut verstom was om te hoor watter attraksies regtig binne Issaquah is. En ook baie belangrik watter kampeerfasiliteite binne Issaquah is, want dit was eintlik maar die hooftrekpleister van die naweek, persone wat belangstel in die buitelewe en kampeergeriewe. So ek kan noem van ons gewildste onderwerpe en as dit kom by vakansies en karavaanparke, was onder andere die Jongensfontein karavaanpark wat almal so te sê ken het. En dan was wat verbasend van ons, ek wil dit noem, minder bekende
maar ook groot kampgeriewe, soos die Grootvaders Bos Natuurreservaat, Ja. wat ek baie verbaas ons met hoeveel persone juist uitgeken het. So, dit sê vir my die woord daar buite gaan uit en die werk wat Issaquah-toerisme doen, ja, kom op die ou einde van die dag by die eindverbruiker ook uit. Ja nee, ek dink ons het regtig 'n skatkis van plekke hier by ons wat nog ontdek moet word in die harte van mense. Maar soos wat hulle sê, nee, gevaarlik om die water te drink van Issaquah, want dan trek jy. Stop van dit. En dan is ons bietjie nuuskierig, meneer Malan. Gaan Issaquah-toerisme die World Travel Market bywoon? Ek kan hartlik bevestig, Issaquah-toerisme prioritiseer jaarliks die World Travel Market. Dit is die enigste uitstalling wat internasionale voetspoor het, waarby Issaquah-toerisme betrokke is. En daarom die prioriteit natuurlik aan hierdie skou. Die skou vind plaas vanaf die 12de, vanaf die 13de April, tot en met die 15de April. En ek kan bevestig, ons stalletjie is bespreek en ons maak natuurlik gereed om al ons inligting saam te neem. Wat baie belangrik is van die World Travel Market, dit is 'n internasionale skou, ons het direkte gesprekke met toeroperateurs en natuurlik ook plaaslike rolspelers. So dit is 'n belangrike skou vir ons en ons sien uit daarna om Issaquah en al die produkte weer eens te verteenwoordig. Wat ek baie belangrik ook wil noem, ek is baie opgewonde oor van die jaar se World Travel Market, want vir die eerste keer van dat ek by Issaquah-toerisme betrokke is, gaan daar ook 2 produkte saam met ons op dieselfde platform wees. Ek kan bevestig, ons in Roche, sal van Skilbaai sal op die Tuinroete en Klein Karoo platform wees en dan ook Gerikwa Natuurreservaat. So ek is baie opgewonde daaroor. En dan ander fasiliteite wat ook van die jaar betrokke is, met 'n eie stalletjie, is die Garden Route Game Lodge, sowel as die skeiding gasteplaas. So ek wil regtig van my kant af vir daardie 4 fasiliteite ook net dankie sê vir hulle passie, vir hulle inisiatief, opoffering, maar ook baie belangrik samewerking om hulle eie fasiliteite te verteenwoordig en te bevorder, maar ook in die proses om die groter Issaquah-gebied ook aan 'n breër gemeenskap bekend te stel. Dit is regtig nou 'n mondvol gewees. Nou, die hele tyd wat ek in gesprek met u is, hoor ek net een ding, daar is 'n baie goeie strategie wat gevolg word van julle kant af. Vertel ons bietjie meer van hierdie strategie van Issaquah-toerisme asseblief. So ek raak altyd opgewonde as ek so oor ons inisiatiewe gesels, maar glo dit of nie, ek raak meer opgewonde as ons kan sê en as ons terugvoering kan gee op 'n strategie wat al geïmplementeer was. En geïmplementeer word. Ek sê baie keer in staatsdiens is dit altyd 'n geval van daar soveel strategieë, maar die uitvoering daarvan is veel minder. Maar ek kan bevestig, in 2023 is die toerisme-strategie gesien. Glo dit of nie, dit was binne sy gesien geen konsultante aangestel nie. So dit was suiwer net deur die toerisme-eenheid gedryf. Die strategie is goedgekeur in 2023 en sedertdien implementeer ons die uitkomste daarvan. Die strategie hoofsaaklik die visie daarvan is om Issaquah aan die verbruiker of aan die toerist voor te stel vir die natuur skoon en dan ook lekker op vir vakansies. En ons het ook 'n derde komponent van daardie visie en dit is om internasionale events ook na ons area te lok.
En hierdie strategie is eintlik op 'n paar beginsels gebaseer. So die eerste beginsel is toerisme inligting en dan ook besoekersdienste. Die tweede beginsel is toerisme produkontwikkeling. Die derde beginsel is natuurlik die bemarkingskomponent. Die vierde beginsel is vaardigheidsontwikkeling en kapasiteitsbou. Die vyfde komponent is om transformasie binne die sektor te kan sien en te bewerkstellig. En dan die sesde komponent is eintlik om volhoubare toerisme groei te kan skep binne ons area. So al daardie 6 beginsels vleg eintlik maar in tot mekaar. Ek kan noem dat ons al reeds verskeie inisiatiewe en uitkomste het van hierdie strategie. Ons het oor die laaste 2 finansiële jare het ons projekte geïmplementeer waar ons befondsing ontvang het van die Weskaapse provinsiale regering, spesifiek hulle ekonomiese ontwikkelings- en toerisme departement. En van daardie uitkomste van die projekte is die skepping van 'n uitkykpunt onder andere in Stilbaai by die Polygone Natuurreservaat, die installering van 'n fotoraam by die Skulpies Baai Natuurreservaat in Stilbaai, en dan ook 'n fotoraam wat ons geïnstalleer het by die Jongensfontein Getuiebol. Ja. So dit is standaarde resultate wat voortspruitend is uit hierdie strategie. Van die ander uitkomste wat ek al reeds eintlik genoem het met my vorige vrae en antwoorde is die ondersteuningsprogram aan feeste en gebeure, die daarstelling van 'n nuwe ontwikkelingsprogram wat ook voortspruitend is uit hierdie strategie. En natuurlik het ons verlede jare ook in samewerking met die Weskaapse provinsiese toerisme en ekonomiese ontwikkelingsdepartement het ons ook kliëntediensopleiding uitgerol binne die studie. So weer eens dit is tasbare projekte en inisiatiewe wat heel eerste die gemeenskap kan sien in terme van events wat plaasvind en ook infrastruktuur wat gevestig is, maar ook ander inisiatiewe wat spesifiek gemerk is op toerisme fasiliteite en besighede. Soos die opleiding wat gespoed het aan toerisme werkers van fasiliteit van besighede binne Issaquah, maar ook meer eenvoudiger inisiatiewe soos die bywoning van World River Market of die bywoning van die Kyknet Expo of die Grabouw Expo, waar ons van 'n toerisme eenheid se kant af al hierdie wonderlike produkte verteenwoordig en natuurlik ons hele Issaquah-streek in sy totaliteit bevorder as 'n bestemming. Baie dankie meneer Malan. Nou luisteraars van Issaquah en van Radio Fynbos en inwoners, julle het dan nou geluister na 'n lywige gesprek, 'n onderhoud wat ek gehad het nou met meneer Rian Malan oor die verskeie inisiatiewe wat Issaquah toerisme aanpak, wat dan insluit bywoningsuitstallings, ondersteuningsprogramme en dan ook die Pompoenfees. Nou as jy van hierdie dele gemis het, kan jy uitkyk na die link wat geplaas gaan word op sosiale media en dan gaan u kan op u eie tyd met 'n lekker koppie koffie in die hand luister na hierdie podcast. Meneer Malan van Radio Fynbos se kant af, wens ons julle regtig alle sukses toe. Mag die Here julle regtig seën om hierdie mooi deel wat hy vir ons gegee het ook te kan voorstel op julle eie unieke manier, die strategie wat julle het en dat julle in daardie wysheid sal bly voortbestaan, net sterker raak. Baie dankie vir die onderhoud. Fantasties, my grootste plesier, dankbaar dat ek ook genooi was en ek noem het op radio, ek sien uit na 'n volgende geleentheid om weer te kan gesels. My deur staan altyd oop en baie geseënd wees. Baie dankie meneer Malan. Mooi middag. Totsiens.